dankie dat U die woord vir ons breek. Bid en vra dat Heilige Gees dit vir ons sal lewend maak, Here, dat die saad wat uitgaan vanmôre geplant sal word in vrugbare grond en sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van U naam. Dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om te kan luister na die woord, ook om U naam op te lig en te prys, te verheerlik vanmôre. Weet ons vanmôre, Here, dat U bestaan, U se werklikheid. Daar's niemand anders behalwe U in ons lewens nie. Dankie dat ek vanmôre kan gesag neem oor die diep wat kom om te steel, te slag en te verwoes. Hy wat kom om die saad te steel, wil ek sy werke bid en kragteloos stel en uit te ryf en terugstuur na waterlose plekke waar hy vandaan kom. Maar ek bid vanmôre dat U doel sal bereik in elkeen se hart, Here, sodat U naam alleen alweer verheerlik en geprys sal word. Ons dank U daarvoor. Na die kinders van Here vanmôre sê amen en amen. Jy mag maar sit, baie dankie. Ons gaan vanmôre aan in die boek Korintiërs. Ons lees saam 1 Korintiërs 15, die eerste 9 verse. Ja, eerste 9 verse van Korintiërs 15, kyk op die skerm of volg in die woord, soos ek lees vanmôre. Dis nou Paulus aan die beurt en hy praat met die gemeente in Korinte en hy skryf die volgende, hy sê, broeders, wat ons broeders lees, weet ons, hy praat met die kerk, nee, wat ek gesê, broeders, ons is dieselfde geestelike baarmoeder gebore. So iemand wat wedergebore is my broer of my suster. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, want ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Vers 2. Waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs glo het. Dan vers 3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. En dat hy aan Cephas as Petrus verskyn het, daarna die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat die werk is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Tot sover kan jy sê almal net op die woord vanmôre. Amen. Baie interessante gedeelte, baie interessante gedeelte. Nou die voortjie, my teks daar, of my inleiding, en my, wat ek nou vanmôre wil gee, is die enigste evangelie. Die enigste evangelie, my titel, die enigste evangelie. Nou, die woordjie, ek wil eers die sitter inleiding, die woordjie evangelie, in die Engelse vertaling beteken gospel. Gospel. En gospel, die woordjie gospel, kom eintlik van 'n ou Engelse woord wat beteken Godspell. G-O-D-S-P-L, Godspell. Wat beteken good news, or glad tidings, of goeie nuus, dis die woordjie beteken. As ons praat van die evangelie, of ons lees die woordjie evangelie in die Bybel, dan sê dit en praat eintlik van goeie nuus. Goeie nuus. Dat die evangelie is die goeie nuus van God se plan. Luister mooi vanmôre, pastoor. Om die mensdom te red deur die lewe, die dood en opstanding van Jesus Christus sy seun.
Dit is die boodskap van vergifnis, van genade, van nuwe lewe en ewige hoop, wat in elkeen aangebied word, wat hom bekeer en in hom glo. Met ander woorde, ons het 'n keuse om Jesus Christus aan te neem as ons persoonlike saligmaker. God sal jou nooit dwing om sy seun aan te neem nie. Wil pastoor sê, hy sê, ek leef voor julle lewe of dood, en ons moet kies. Maar omdat God 'n gentleman is, kom en hy sê, dat vir jou kies lewe, maar nie dood kies nie. So elke van ons staan by op 'n kruispunt baie keer, of voor 'n toedeur, en dan sê die Here vir jou, kies, en dan moet jy self kies. Ek en jy moet kies, ons het keuses wat ons maak, vir ons eie vrye wil. God sal ons nooit dwing om hom te dien nie, en daarom sê, kies my seun, en dan sê jy lewe. Handelinge 4 vers 2 sê, there is no salvation in anyone else. Kom ek sê weer, there is no salvation in anyone else, nor is there any other name under heaven given to men by which we can be saved. Daar's geen kort pad na saligheid, daar's geen kort pad na redding, daar's geen kort pad nie. Alleenlik Jesus Christus kan ons aanneem as 'n persoonlike saligmaker. Hy is die deur na God die Vader toe. Die Bybel sê, niemand kom as sy seun tensy die Vader optrek nie. Hoor die pastoor sê. Maar hulle moet die goeie nuus hoor. Hulle moet dit hoor. Mense wat Jesus Christus wil aanneem, moet die goeie nuus hoor. Romeine 10 vers 14 sê, hoe kan hulle hom dan aanroep, want hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder die een wat preek, so iemand met die boodskap kan oordra na daai persoon? Wat sê wat ons moet doen? Sê daai persoon, dit wat Jesus Christus in my lewe gedoen het, kan hy ook vir jou doen. Hy sê die aannemer van die persoon nie. Ons is die boek waarna hulle kyk. Jou familie kyk na jou. Die mens van die werk kyk na jou. As ek en jy, ons is 'n kind van die Here, en ons dien die Here, gaan hulle jou dophou, hulle kyk na jou, wat weerspieël uit jou lewe uit? Hoe tree jy op? Hoe praat jy met ander mense? Hoe dien jy die Here? Ons is die boek wat hulle lees. As hulle Jesus Christus nie ken nie, is ons die boek wat hulle lees. Ons lewe kan kom ek sê, die heerlikheid van God weerspieël. Ons kan dit openbaar aan die mense sonder om 'n woord te sê. Amen. So ons is die boek, so hulle moet dit hoor. En as ons werk om vir die mense te sê, dat dit wat Jesus vir my gedoen het, kan hy ook vir jou doen. Want ons praat van goeie nuus, praat ons van goeie nuus. Ek het dit hoeveel keer vir jou al gesê. As 'n persoon kom en hy persoon is siek, of hy persoon is vasgevang aan bande van slawerny, moet ons die goeie nuus kan verkondig. Goeie nuus beteken, die Here kan hulle vrymaak. Die Here kan hy persoon genees. Die Here kan die gevangene deur oopmaak. Dis goeie nuus. Dis goeie nuus, en Jesus sê ons moet uitgaan en ons moet die goeie nuus verkondig. Eerste belangrike punt vanmôre wat sê Handelinge 10 vers 38. Hy sê met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, en die land deurgegaan en goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Ons doen dieselfde. Jesus het verhuis. Ons is sy instrumente op aarde wat hy gebruik. Ons sy kanale wat deur die gesoete Heilige Gees werk. En dis ons werk om vir daai mense te gaan bid. Dis ons werk om hulle te vertel van Jesus. En dis ons werk om die werke van die vyand oor daai mense se lewens te breek. Dis goeie nuus. Markus 16:15-18 kom Jesus en hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie of goeie nuus aan die ganse mensdom. Hy wat glo en in hom wat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En wie die wat glo sal nie tekens volg, is wat hy sê, in my naam sal hulle duiwels uitdryf,
met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as iets dodeliks drink, sal daar geen kwaad aan hulle gedoen word nie. Op siekes sal hy hande lê en hulle gesond maak. En daai siekes sal gesond word. Dis die goeie nuus wat ons moet oordra aan mense daar buite. Weet jy, ek sit en dink toe ek voorberei, hoeveel mense buite, net in ons land, net in ons omgewing waar ek bly, is siek. Ek praat nou van siek en krank. Hoeveel mense rondom ons was bly, dien Here glad nie. Weet jou buurmense langs jou dat jy die Here dien? Of is jy te bang om te sê, maar jy skreeu net soos hulle? Kom nou. Ken hulle jou as 'n kind van die Here? Die mense rondom jou weet hulle jy's 'n kind van die Here. Kan hulle jou toe kom vir hulp? Kan hulle jou vra dat jy vir hom bid of vir haar bid? Kan hulle jou vra om na Jesus toe te lei? Of hoe leef jy langs die buurmense? Skoon. Kom gaan ons 'n bietjie verder dieper vanmôre. Handelinge 3 vers 6. Kom Petrus en Johannes het sy oopgehou, dis Petrus in die verwagting hulle iets van hulle sou ontvang, dis die lammanne. Maar Petrus sê, stowwerigheid het ek nie. Maar wat ek het, wat ek Petrus het, of wat ons het, Petrus en Johannes het, dit gee ons vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasarener staan op en loop. Toe gryp hy ons regterhand, rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en gestaan en rondgeloop, en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien, hoe hy daar loop en God prys. Wat sê hulle? Wat ons het, gee ons vir julle. Dis goeie nuus. Handelinge 9 vers 40 tot 41 sê en Petrus het almal buite toe gestuur en neergekniele gebid het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het hom oopgemaak en toe Petrus sien, het sy regop gesit en hy gee haar sy hand en laat hom opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle. Dit is die goeie nuus. Dis die goeie nuus wat ons moet verkondig. Tweede belangrike punt. Luister wat Paulus vir die gemeente sê. Ek wil jy moet mooi luister wat hy sê. Luister. Hy sê die evangelie of die goeie nuus, let wat hy sê, wat julle aangeneem of ontvang het. Ons moet Jesus ons sin maak. Die dag as jy jou hart oopmaak en Jesus Christus in jou lewe innooi, sê jy eintlik die woorde, Here, ek is moeg vir die lewe wat ek leef daar buite. Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek wil nie 'n sondige lewe lewe nie. Ek maak my hart oop en ek nooi U in my lewe. Met ander woorde, ek maak Jesus nou deel van my lewe. Dis goeie nuus. Ons moet hom ons sin maak. En ons moet glo dat Jesus die prys vir my betaal het op Golgotha. Romeine 10 vers 9 sê, as ek met my mond bely dat Jesus die Here is, as ek met my mond bely dat Jesus die Here is, en met my hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ek gered word. Want met my hart glo tot geregtigheid en my mond bely ek tot redding. Die hart en die mond moet saamstem. As jy Jesus wil aanneem, stem saam, sê dit met jou mond en glo dit met jou hart en jy sal gered word. Dis presies wat Paulus probeer vir hulle verduidelik. Jy het die evangelie ontvang, maak Jesus nou deel van julle lewe. Mense, weet jy, hy kan alles verander. Hy kan alles in jou lewe verander. Hy kan alles in jou huis verander. Hy kan alles by jou werk verander.
Kom nou mense, hy kan alles in jou finansies verander. Hy kan alles in jou liggaam verander. Jesus is nooit verander nie. Hy is nog altyd dieselfde. Hy kan alles verander as jy die geleentheid gee en hom innooi in jou lewe, kan Jesus Christus jou heeltemal verander. Die dag toe my lewe verander, en ek kom aan, die ons persoonlike saligmaker, het my so verander dat my ma my nie geken het nie. So hier is nie my seun nie, hy het my heeltemal omgekeer, hy het my uitgeskik, hy het my 'n nuwe skepsel gemaak, en dis wat Jesus doen. Hy verander jou heeltemal. Jy kan nooit weer dieselfde wees as jy Jesus Christus innooi in jou lewe nie. En dis wat Paulus wil sê, julle het aangeneem en ontvang, dit wat ek verkondig in die goeie nuus, het julle ontvang en aangeneem, maak hom nou deel van julle lewe. Romeine 10 vers 9 en vers 10 ek nou vir jou gesê, dit gekwoteer wat hy sê daar. Dan gaan hy verder, die tweede punt onder hy, selfde gedeelte sê, aangeneem en ontvang, nou kom hy, waarin julle ook staan, in which you stand firm. Ten spyte van al hulle probleme, die gemeente se probleme, met hulle vleeslikheid en gebrek aan begrip, verdeeldheid en moraliteit, het hulle steeds vir die evangelie of goeie nuus gestaan. Wie moet jou staanplek inneem, jy moet vasstaan op die fondasie Jesus Christus. Weet jy hoeveel valse leerstelling is daar buite vandag? Wat die vyand gebruik om jou weg te trek van die fondasie wat jy in die begin jou lewe gelê het. Net om ander evangelie te aanvaar, wat nie skriftuurlik is nie. En Paulus sê daar vir hulle, hy sê, waarin julle ook staan, in which you stand firm, en andere, bly staan op die fondasie. Hulle het nog steeds evangelie goeie nuus gestaan, dit is 'n kontras vir die Galasiese kerk, wat vinnig wegbeweeg het na ander evangelie toe, Galasiërs 1 vers 6. En dit is so maklik om verleid te word, dit is so maklik om my aas te vat, dit is so maklik om iets anders te glo, behalwe die ware evangelie, die regte evangelie. Dit is so maklik mense om dit te doen, en die enigste evangelie, ons moet vasstaan op die fondasie wat in die begin in jou lewe gelê het. En ek sê dit altyd, as jy gegroei het van daardie tyd af tot nou toe, daar's geestelike groei wat jy getoon het, en jy's volwasse, hoekom moet jy verander? Hoekom moet jy verander? Baie mense glo in baie dinge wat ons nie in glo nie. Maar ek veroordeel niemand nie, ek wys die vinger aan iemand nie. Die persoon wat glo wat hy glo of sy glo, ek glo wat ek glo. Dis die verskil. En as wat ek glo, glo ek soos Here my siel gered het, soos hy my lewe verander het, glo ek in die regte evangelie wat ek ontvang het, gesonde evangelie wat ek ontvang het, en ek kan vrug wys vandag, en waar ek was en waar ek tot vandag gekom het, sal definitief vrug, en daarom kan ek en sal ek nooit verander nie. Kom, we gaan so 'n bietjie verder. Luister, hy sê, waarin julle ook staan, in which you stand, dan kom jy by die derde punt onder daai geleesde gedeelte van vers 2, dink ek is dit. Hy sê, waardeur julle ook gered word. So julle het ontvang en aangeneem, julle staan vas op die woord, op die fondasie wat julle lewe gelê is, en dan waardeur jy ook gered is, as jy daaraan vashou, beteken die goeie nuus red en verlos. Want die woord van God of die goeie nuus is lewe en dit bring lewe. Hierdie woord is letter, dat jy na kyk, is letter. Maar die Bybel sê, is die asem van God, hierdie is die asem van God. Dis die Here wat met my spreek en met jou spreek. Dis sy stem. Al hoor ons nie sy stem nie, hier is sy stem. En die oomblik van hierdie skrif lewend gemaak word in my hart, as die Gees van God hierdie skrif in my verlig in my binneste, dan word dit lewend. En wanneer dit lewend in my binneste word, dan moet elke ding wyk.
siekte moet gaan, krankheid moet gaan, bande word gebreek, kettinge sal af, want die woord is lewe. Weet wat sê? Dit is in Psalm 11 wat hy dit sê. Hy sê die woord, Psalm het gesê, hy sê die woord van die Here is rein. Rein. Rein beteken rein. Gelouter soos silwer in die smeltkroes van die aarde, gelouter of gesuiwer 7 maal. Wat sê ek vir jou en vir my? Dat die woord kan nooit ledig terugkeer nie. Die woord is ja en amen. Wat God se woord sê, is ja en amen. Weet wat vir my pragtig is? Wanneer die Here mense verskel, ek het baie al gehoor, hier is die ding wat die Here vir hulle sê, glo my woord. Glo wat die woord sê. As ek God se woord sê, dan doen ek wat die Here vir my sê. Ek moet antwoord, ek is gehoorsaam aan sy stem. Ek is gehoorsaam aan sy stem, want sy woord sê, ek moet dit doen, of word ek 'n dader van die woord, dan is ek gehoorsaam aan sy stem. Kan nie verander nie. God se woord kan nooit ledig terugkeer nie. Ek het verlede keer vir u vertel ook, dit was verlede Sondag, dat die gebede van baie van mammies en vir almal wat gebid het vir mense, hier weer aan, jy self wat vir jou, wat mense opdra. Daai gebede wat jy bid kan na die tyd beantwoord. Jy kan lank as 6 tot in die grond wees, dan kan hy gebed eers beantwoord word, of sal beantwoord word as die regte woord het. Verstaan? Want dit dra krag, gebed kan nie ledig terugkeer nie, want God is 'n waarmaker van sy woord. Die Bybel sê, die antwoorde van gebed, hy alleen is die beloner daarvan. Amen. Kom ons 'n bietjie verder. Daar's 3 aspekte van verlossing. 3 aspekte van verlossing. Luister mooi. Die heel eerste is justification, is die Engelse woord. Justification beteken regverdiging. Wanneer ons die borstwapen van geregtigheid aantrek, as jy elke oggend jou volle wapenrus en God se volle wapenrus aantrek. Ek begin by die gordel. Dan gaan ek van die gordel af, gaan ek na die wapen, dan die borswapen. Van die borswapen gaan ek na die skoene van die evangelie van vrede. Daarvan gaan ek na die skild van geloof. Van die skild van geloof af, gaan ek na die helm toe. Van die helm af gaan ek na die swaard toe. Maar die borswapen van geregtigheid wat ek aantrek, sê vir my, ek is geregverdig in Christus Jesus. Ek het niks gedoen nie. Ek is net geregverdig, hoe ek hom aangeneem het, is ek geregverdig in Christus Jesus. En sê vir my verhouding met God die Vader sou kry, want God die Vader sien ons deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Geregverdig, rein en skoon. Luister wat hy sê. Justification beteken regverdiging. Luister mooi. Die oomblik van aanneming, wanneer ek ja sê vir hom, en hom deel maak van my lewe, verlos God die Vader ons van die prins van duisternis, en hy plaas ons oor in die koninkryk van sy seun, en hy verklaar nou dat ons regverdig is. Dis 'n eenmalige gebeurtenis. We are now free from the penalty of sin, of straf vir ons sonde. Want Jesus Christus het in my plek, in jou plek, gesterf op die kruis van Golgotha. Hy het my plek ingeneem. Hy het Pieter Swanepoel se plek ingeneem op die kruis van Golgotha. Hy het gesterf vir my sondes. Die straf vir sonde was op hom gewees. Die tweede aspek van verlossing is die woordjie sanctification. Sanctification beteken heiligmaking. We are being saved daily from the power and dominion of sin as we allow the Spirit of Christ to live His life through us. Romeine 8 vers 13. Ons is nou 'n kanaal van die Heilige Gees. Ons het hom aangeneem as ons persoonlike saligmaker. Nou wil die Here my gebruik. Hy wil my gebruik
as 'n mondstuk en wil my gebruik om by iemand anders uit te kom, dan wil ek Heilige Gees die ruimte gee om deur my te werk om by daai persoon uit te kom. Ek kan dit nie as mens doen nie. Ek gaan 'n flop wees. God se Gees wil deur my werk. So ek word nou 'n kanaal waardeur hy werk om by daai persoon uit te kom. Dis 'n daaglikse gebeurtenis en 'n proses. We are now free from the power of sin. Jy weet, sonde is 'n vors. En dan die duiwel daai sonde so mooi inkleer vir jou sodat jy moet vat. Die aas vir jou dat jy moet dit insluk. Uitreik na sonde toe. Toegee aan versoeking sodat jy na sy struik kan inval. Hy sou struik stel, sê ek altyd deur. Maar as ons Jesus Christus in ons lewe het, dan kan hy niks doen tensy ons hom die opening gee nie. Die derde aspek van verlossing is glorification. Soos justification, sanctification en glorification. Dit beteken verheerliking. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we shall be. We know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him just as he is Johannes 3 vers 2. Dis 'n eenmalige gebeurtenis wat plaasvind. Ons is nou vry van die sonde se teenwoordigheid en plesier. So wat ons sê, heel eerste, justification maak my vry van die straf van sonde. Sanctification maak my vry van die krag van sonde. En glorification maak my vry van sonde se teenwoordigheid en plesier. Dis die 3 aspekte van verlossing. Justification, regverdiging, sanctification, heiligmaking en glorification, verheerliking. Dis die 3 wat ons vind. Die derde belangrike punt, vers 3. Baie belangrik dat jy moet verstaan vanmôre. Gaan Paulus verder. Luister wat hy sê. Hy sê wat ek ontvang het, met ander woorde hy het dit ontvang. Nou as jy nou gaan teruggaan en 'n studie gemaak van die boek Galasiërs, wat 'n baie pragtige boek is. As jy agterkom dat Paulus sê dat dit wat hy ontvang het, hy nie van die mense ontvang het nie. Hy was om by 14 jaar was hy in afsondering na sy Damaskus ervaring in die boek Handelinge. Hy het gaan afsonder, hy het hom onttrek van mense af. Hy het eendag gekom en dink na 3 jaar het hy met 2 van die apostels gesels, daarna was hy nog weg. So vir die tydperk, kon sê 14 jaar wat hy weg was, het hy niks van, en hy sê dit in sy eie skrywe daar sê, ek het nie 'n mens geraadpleeg nie, ek het die apostel geraadpleeg nie. So elke ding wat hy ontvang het, het hy soewerein van Jesus Christus ontvang. So wat hy sê, my woorde, so wat ek van Jesus ontvang het ek oorgelewer aan julle. Met ander woorde, die openbaring. Openbaring beteken die gordyn word weggetrek. Want al die eeue toe was wat ons nooit kon sien nie, het die Here al kom in die gordyn weggetrek en vir Paulus gewys. En hy het daardie openbaring oorgelewer aan die gemeente in Korinthe. Luister wat hy sê met openbaring is, dat Christus, luister wat hy gebruik die woord Christus, hy sê nie Jesus nie. Kyk mooi. Dat Christus die Messias of die gesalfde van God vir jou en my sondes gesterf het. Luister wat hy sê, volgens die skrifte. Nie volgens die woord van Paulus nie. Volgens die skrifte. Hoekom gebruik hy die Messias, Jesus die Messias? Hoekom gebruik hy Jesus die gesalfde van God? Kom ek vertel jou hoe dit werk. Tussen hierdie mense in Korinthe was daar Grieke wat tot met julle gekom het, die heidene, né? Hulle was mense wat geleerdheid gehad het. Hy het ook vir Paulus gesê, jy preek dom.
Want hulle meer van hom verwag, al waar hy 'n geleerde persoon was, dat hulle meer van hom verwag, so hulle het hom aangehaal vir die prediking. Maar tussen daardie klomp was ook Jode wat tot een keer gekom het. Wat nog vasgehou het aan die Joodse leerstellings. So die een voet was op die goeie nuus, die ander voet was op die Joodse leerstellings. So hulle het nie geweet wat moet doen nie. Hulle het nog die rituele gevolg. Hulle het nog offers gebring. Hulle het nog geglo in besnydenis en allerlei dinge. Al die dinge wat hulle geglo, terselfdertyd het hulle Jesus gedien. Nou kom Paulus en hy gebruik die woord Messias, en die oomblik wanneer jy die woord Messias gebruik, tussen 'n klomp Jode, weet hulle waarvan jy praat. Hulle weet dit. Hoekom weet hulle? Want die hele Ou Testament is vol van die woordjie Messias. En toe hy sê, dit noem daar, luister, dat dit wat ek ontvang het, ek het oorgelewer aan julle, dat Christus die Messias, die gesalfde van God vir jou en my sondes gesterf het volgens die skrifte, wil hulle weet waar die skrifte sê, dat vir my interessant is. So mooi. Nou as jy naslaan Bybel het soos ek, dis hoekom ek sê mense, as jy Bybelstudie doen noodwendig Bybelstudie. As jy naslaan Bybel het soos ek, in die middel van die naslaan Bybel, hierdie stukkie, daar, sê jy kom skrifte sien. Alfabeties sal jy sien, daar is A, B, C, D, tot aan. Nou as jy gaan kyk daar langs hierdie ene wat hy van praat, verwys ek terug na skrifte hier, hy wys hierso, ek dink hy praat van Markus wat ek gesien het daar, hy vat ons terug na Markus, ek net verduidelik, net so 'n bietjie geduldig, hoor, net so 'n bietjie. Hy vat ons terug na Markus 9 vers 12 toe. En toe die oopmaak in Markus 9 vers 12, toe kom ek agter wat dit sê daar. Luister wat die woord sê, Markus 9 vers 12. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, dis waar Elia kom eers om alles te herstel, en tog, hoe staan daar dan van die seun van die mense geskrywe, dat hy baie moet ly en verag moet word. En ek kyk weer na my naslaan Bybel, en ek kyk klomp skrifte daar, en die skrifte wat oor die Ou Testament uitkom, wat glo ek Paulus hulle verduidelik het, was Psalm 22 vers 7, was Jesaja 53 verse 2 en 3, was Daniël 9 vers 26 en Sagaria 13 vers 7. Psalm 22 vers 7 die eerste ene, Jesaja 53 vers 2 en 3, Daniël 9 vers 26 en Sagaria 13 vers 7. Met ander woorde, Paulus, as ek bywoorde kan gebruik, daar is die skrifte leesde. En hulle het die Ou Testament is op die eerste 5 boeke gehad. Later die ander bygekom, net die boeke van Moses gehad. Later die ander boeke bygekom, as die Nuwe Testament gewees soos ons het nie. En hy moes hulle verduidelik waar hy daai dinge kom. Want daar staan in die Ou Testament van die Messias wat moet ly, die Messias wat gaan kom, en alles wat hulle gesoek het, sou het verstaan wat Paulus sê. En wat sê hy? Dat die Messias het vir jou en my sondes gesterf volgens die skrifte. Nie een kan 'n vinger wys na hom en sê, Paulus, nou suig jy jou duim uit. Nee. Volgens die skrifte. Volgens die skrifte staan dit daar dat die Messias vir jou my sonde gesterf het. Dit praat van die Messias. Hy het vir jou my sondes aan die kruis gesterf sodat ons kan lewe. So hy, Jesus Christus, is gekruisig, uitgemaakte saak. He took the sinner's place and died the sinner's death, bearing the sinner's judgment. Hy die plek, wie die Bybel sê, hy die beker geledig en elke druppel
in daardie beker, daai bitter beker wat hy leeg gedrink, op die einde van die dag kom hy sê, dit is volbring, wat dit beteken, niks kan bygevoeg word, en niks kan weggeneem word nie. Jesus het 'n volkomme prys betaal vir jou en vir my, en elkeen van ons aanneem as 'n persoonlike saligmaker, dieselfde. Hy het 'n volkomme prys vir elkeen van ons betaal. Tweede ding wat hy vir ons sê, nou hy sê, Jesus is gekruisig, uitgemaak, dit sal ons nooit vergeet nie. Jesus is gekruisig. Tweedens, dat hy is ook begrawe. Wie wat Paulus gepreek, regtig sê, al die sy taktiek verander, Jesus die gekruisigde, kyk maar, sy oor gepraat. So is ek begrawe, hy het nie gesterf, hy is ook begrawe. Matteus 12 vers 4 sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Hy was, luister mooi, hy was nie lewend begrawe nie. Kan ek weer sê, hy was nie lewend begrawe nie, maar sy dooie liggaam was in 'n graf geplaas omdat hy reeds dood was. Jy moet dit verstaan. Belangrik, Jesus moes sterf. Om agterna te kon doen wat hy moes doen. Hy moes sterf, hy moes die volle prys betaal, hy moes sy lewe aflê vir elke persoon op die aardbodem, hy moes sterf, hy moes sy asem uitblaas, niks anders nie, hy moes sterf. Luister. Derdens, wat absoluut belangrik is. Volgens die skrifte, sê Paulus, het God hom ook opgewek op die 3de dag. Kyk wat draai nou. Kyk wat draai Paulus. Sy kom eenvoudig, hy sê dit wat ek ontvang het van Jesus, die openbaring wat ek ontvang het in my hart, het julle aanvaar, julle het ontvang, dat Jesus of die Messias het vir ons sondes gesterf op die kruis. Hy is begrawe, uitgemaakte sak, is in 'n graf gelê, 'n steen was daarvoor gerol, hy is begrawe, en dan kom hy derdens en hy praat van die opstanding van Jesus. Luister op stoel, kyk vir my. Sonder die opstanding sou die kruisiging 'n ronde nul gewees het. Die kruisiging sou niks beteken het sonder die opstanding nie. Jesus sou nog steeds in die graf gewees het, of sy beenderre. Die kruisiging moes plaasvind. Hy moes in 'n graf gelê word, belangrik. Hy moes opgewek word, nog meer belangriker, op die einde van die dag. Hy moes opgewek word. Hy kon alleenlik oorbeweeg na die ander kant van die doderyk in sy verheerlikte liggaam. Wil ek dit weer sê? Hy kon alleenlik oorbeweeg aan die ander kant van die doderyk in sy verheerlikte liggaam. Waar was Jesus? Baie mense sê soos, nee, ek stem nie saam nie. Kom ek sê, kom ek saam stem nie. Die woord Gehenna, as jy gaan kyk, die doderyk wat hulle van tel daar lees, het in 2 dele bestaan. Voor Jesus se dood. 2 dele. Een kant was die regverdiges gehou, 'n bewaarplek. Ou Testament is 'n godsmanne, een wat nog in Jesus se tyd gesterf het, voor hy gesterf het. Was al daar gehou. En die ander kant, baie mense sê was die 4, maar dit is laas het gesê, die ryk man het gesê, bring my jou laas op sy vingerbring op hulle gesit en ek kry smarte nie van. Die ander kant is die, wat ons dan noem ook die dode ryk man, is waar die onregverdiges gehou word tot vandag toe nog steeds, is hulle die een kant. Die ander kant waar die regverdiges gehou word, is nou leeg, en is nie meer daar nie. Dat saam met Jesus opgevaar hemel toe. So Jesus moes van die een kant waar hy was, waar die regverdiges was, moes hy oorbeweeg
na die ander kant waar Satan se domein was, en die ander siele was, en hy was so toe gaan, om die sleutels te gaan vat by die duiwel. Kyk wat pastoor, hy kon dit nie as mens doen nie, hy het gesterf as wat? As mens, nie as God nie. Dan kon al die ander mense ook oorbeweeg. Hy kon dit nie doen nie. Hy het gesterf as mens. En die oomblik toe God hom opwek, en hy sy verheerlikte liggaam kry, toe eers kon hy oorgaan in die doderyk se kant toe. En sy verheerlikte liggaam en die sleutels by Satan weggeneem. Hy het gesag en autoriteit gehad, hy het oorwinning gesmaak, luister mooi, hy kon hulle die owerhede magte en Satan homself alleenlik uitkleed, sê die boek Kolossense 2 vers 15, in die openbaar tentoonstel oor hulle triomfeer in sy verheerlikte liggaam. Hy moes 'n verheerlikte liggaam hê. Hy kon dit nie doen in sy gewone liggaam nie. So hy moes opgewek word. God die Vader moes sy seun Jesus, die Messias, moes hy opwek op die 3de dag. En hy het 'n verheerlikte liggaam gekry. In die verheerlikte liggaam kon hy alles doen. Hy kon oorstap aan die ander kant van die doderyk. Hy kon ander dinge doen. Hy kon Satan en sy demoniese magte, owerhede magte, kon hy in die openbaar tentoonstel en oor hulle triomfeer in sy verheerlikte liggaam. Sonder dit sou ek hier nog vandag 'n sondige lewe, miskien man kan al 6 tot in die grond gewees het. Luister. The resurrection was the Father's approving amen to his Son. It is finished, paid in full. Ons kan ook sê amen daarop, want Jesus Christus het die volle prys vir jou en vir my betaal. Amen. Waar oor 'n debat gevoer word, en gaan net 'n bietjie daarby stil, so dat ek onthou nou wat ek gesê het. Die Messias het vir ons sondes gesterf, het ons plek ingeneem. Tweedens was hy begrawe, Jesus moes graf toe gaan. En vir my mooi, hulle het nie die steen voor die graf weggerol, en jy kan weet wat hulle nog gesê, voor die graf weggerol, sodat Jesus kon uitkom, en hulle het weggerol, sodat ander kon sien, het opgestaan. En derdens, moes hy opgewek word. Nou hy kom, die Bybel sê, hy het 3 dae en 3 nagte in die graf as die neerbring. Nou baie mense dat hy 72, jy sê wat hy sê nie, hy het gesê op die 3 dae en 3 nagte, maar op die 3de dag wat opgewek is, nog 3 dae gewees. Maak die saak, of hy begin van die 3de dag, of die einde van die 3de dag was nie, hy praat nie van ure nie. Dis waar baie mense verskil oor die 3 dae storie, né? Maar luister mooi, gaan vir julle lees. Christ died on Friday afternoon. Is interessant om te weet. And was raised sometime on the Saturday evening. So how are we to understand the words he was raised on the 3rd day? The tradition Paul quotes does not say he was raised 3 days later. That is 72 hours later, no. But rather he was raised on the 3rd day. The Jewish day began at sunset. In ander woorde, van sonsondergang tot sonsopkom was 'n dag. 12 ure skof, dis ek so was nie 24 uur nie. The Jewish day began at sunset, thus Christ died and was buried on Friday afternoon, day 1. He remained in the tomb Friday sunset to Saturday sunset, day 2. He was raised alive sometime during Saturday night before the arrival of the woman on Sunday morning, day 3. Interessant.
Handelinge 5:30 sê, the God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God die Vader het sy seun Jesus Christus opgewek. Ek kan hier sê, hy sê, ek kan my lewe self neer en self opneem. Maar God die Vader het hom opgewek. Nou interessant, en ek wil ook vir julle wat baie interessant is, luister wat pastoor sê. There are several reasons it is significant Jesus was dead for 3 days before the resurrection. First, resurrection after 3 days of death proved to Jesus that he truly rose from the dead. Why? According to the Jewish tradition, a person's soul spirit remained with his dead body for 3 days. Is hulle geglo. Jy geweet, is hulle glo. Soos hulle, as Jesus opgewek moes word, die tweede dag was hy, nee man, sy gees en sy siel daar rond beweeg, hy is opgestaan weer, en daar is nie 'n wonderwerk nie. Hoe lang het hy gewag vir Lazarus? Op die 4de dag, hy het 4 dae gewag, voor hy gegaan het, nie 3 dae, 4 dae gewag, en toe hy gegaan, toe is Lazarus klank al dood, en hy begin ruik al. En hy het geweet, as hy gaan die Here vir ons sê, dis nie 'n wonderwerk hierdie nie. Lazarus se siel en gees is dan rond beweeg dan, nou is hy 'n wonderwerk, sê wonderwerkie. Hy moes na die tydperk gaan, sodat hulle kon sien, dit is 'n wonderwerk. Jesus moes daai dag moes opstaan, dat hulle kon sien, dis 'n wonderwerk. Luister, it would have been easier for his enemies to argue that he had never truly died. Jesus waited several days after Lazarus had died before he came to resurrect Lazarus, so that no one could deny the miracle. Johannes 11:38-44. Die tweede reden, the second reason, it was important for Jesus to be dead for 3 days to fulfill biblical prophecy. Jesus personally claimed he would be dead 3 days. Mattheus 12:40, 16:21, 27:63, Johannes 2:19. Also some point to Hosea 6:1-3. As a prophecy of the Messiah resurrection after 3 days. See, come let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but he will heal us. He had injured us, but he will bind up our wounds. After 2 days he will revive us, and on the 3rd day he will restore us, that we may live in his presence. Let us acknowledge the Lord. Let us press unto acknowledgement. As surely as the sun rises, he will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. This may also be the passage Paul refers to in 1 Corinthians 15:4, that Jesus was raised on the 3rd day according to the scripture. Want hy het gesê volgens die skrif. Volgens die skrif. Volgens die skrif. Daar was ook in die Nuwe Testament nie. So Paulus het ook gesê, is opgewek volgens die skrif. So hy is moontlik om te sê dat hy hierdie skrifgedeelte gebruik het vir Hosea 6:1-3. The 3 days were significant other ways as well. Jesus died on a Friday. Nisan 14, the day when the Passover lamb was sacrificed. His death represents the death of a perfect, unblemished sacrifice on our behalf. His resurrection on the 3rd day took place on the 1st day of the week, illustrating a new beginning, a new life to all who trust in him. Ek hou daarvan. Ek wil sluit. Ek wil my storieetjie vertel vir julle. 'n Storieetjie. 'n Jong seun het buite 'n kunswinkel gestaan en intens gekyk na die skildery van Jesus aan die kruis. 'n Man kom na hom aangestap en hy vra die seun, hy sê, weet jy wie dit is, seun? Die seun antwoord hierdie man, ja meneer, dit is Jesus die verlosser wat aan die kruis gesterf het om my te red. Daardie mense om hom is die soldate wat hom doodgemaak het. En daardie vrou wat huil was sy moeder. Die man is die seun op die kop gevat en weggestap, net so gestreeu oor die kop en weggestap.
Hy het nie ver gekom nie toe hy 'n pluk aan sy bou voel. Dieselfde jong seun wat hy net 'n oomblik van tevore mee gepraat het gesê, asseblief meneer, ek het iets anders vergeet om vir jou te sê. Jesus is nie meer aan daardie kruis nie. Hy leef omdat hy opgestaan het. Hy is vandag in die hemel. Daardie jong seun het die lewende verlosser geken wat gesterf het, opgestaan het en vandag leef. Die waarheid van die evangelie of die goeie nuus geken. Die hoogtepunt van die evangelie of goeie nuus is die opstanding. Elke boodskap wat deur die apostel oorgedra was, het die nuus ingesluit dat Jesus is nie meer dood nie, maar dat hy lewe. Vandag maak dit nie saak hoe goed 'n preek mag wees, hoe mooi 'n prediker of hoe mooi die prediker kan preek nie. Dit is die evangelie of goeie nuus. As dit Jesus aan die kruis of in die graf, dit is nie die goeie nuus of evangelie, as Jesus aan die kruis of in die graf laat nie. 'n Dooie man kan niemand red nie. Ken jy die lewende verlosser persoonlik? Het jy 'n verhouding met hom? En verkondig jy hom openlik aan ander sonder om jou te skaam, sodat hulle ook kan verstaan en weet dat Jesus ook sy lewe afgelê vir hulle. Vertel hulle dat hulle kan hoor dit wat Jesus vir jou gedoen het. Dit kan Jesus ook vir jou doen. Dit is die ware evangelie of die enigste evangelie, die goeie nuus. Kan jy sê amen vanmôre? Ons klap ons hande toe. Kom ons staan. As jou gebed is vanmôre, jy sê Here, ek wil my deel doen deur die goeie nuus oor te dra, ander te vertel dit wat Jesus vir my gedoen het. Jy vanmôre in die liedjie saam met my sing en sê Here, gaan my nie verby nie, maar staan by my stil, doen 'n wonderwerk in my hart, aan my binneste, dat ek 'n kanaal kan wees wat ek kan gebruik buite by my werk, in die supermark, by my familie, oral waar ek gaan, waar ek ander kan vertel dat dit wat Jesus vir my gedoen het, kan Jesus ook vir jou doen. Sing jy 'n koortjie saam met ons, gaan my nie verby. So. Hoe gaan my nie verby?
vra, luister vir pastoor Amos Koos, sluit nie met kyk rond nie. Sluit jy moet daarby staan. As jy vanmôre met opregte hart kan sê, Here, ek het U nodig. En jy weet vanmôre is jy op die regte plek waar jy moet wees nie. Jy bely dat jy 'n kind van die Here is of 'n Christen is. Maar die vrug wat jy dra, klop jy met dit nie. En jy wil die Here met vanmôre 'n nuwe ding in jou hart doen en jou lewe verander, oprig en herstel. Niemand kyk rond nie, niemand kyk Amos Oosthuizen. Ek kyk op my Oosthuizen. Dat ek met vinnig jou hand opsteek, net vinnig die Here kan sien, die Here sê, moet my nie verbygaan vanmôre nie. Moet my nie verbygaan nie. Ek wil graag vir jou bid. En ek gaan 'n massa gebed doen vanmôre. Ek wil graag vir jou bid. Dat Jesus by jou kom stil staan vanmôre en daai bande oor jou lewe breek. Dat die Here kan innooi in jou hart. Jou lewe kan verander. Ek wil dit graag doen. En ek wil graag hier met almal hardop saam met my bid. Almal hardop saam met my bid. Of jy nou hand opgesteek het of nie, bid hardop saam met my. Sê liewe Jesus, almal hardop. U woord leer my. As ek met my mond bely dat Jesus uit die dode opgewek is. En ek glo dit met my hele hart sal ek gered word. Want met my hart glo ek tot geregtigheid. My mond bely tot redding. Ek kom vanmôre. Ek maak my hart oop. Ek nooi in. Ek sê Jesus, word deel van my. Lei my voetstappe elke dag. Leer my deur die Heilige Gees. Ek wil U graag volg. Ek wil U graag dien. Vergewe al my sondes, al my tekortkominge, waar ek U teleurgestel het. Vergewe my vanmôre, Here. Ek dank U daarvoor. Breek die bande oor my lewe. Dat elke ketting afval. Dat ek kan vry wees vanmôre. Dat 'n pad saam met U kan stap. In Jesus naam. Dankie dat U dit nou doen. Elke leemte my binneste val. En my verander in U naam. Dankie U daarvoor. Amen. Kom ons sê dankie vir Jesus.